Goeienaand dames en here, hoop die naweek was lekker. As jy mooi luister, dan kan jy hoor, dit reën buite en ons is baie dankbaar bly daaroor, want hier in Jeffreys Bay, waar alles altyd so mooi groen lyk in die omgewing en die op in die tsitsikamma, moenie laat die groen mislei nie. Ons het ook partykeer droogtes, al is alles grasgroen rondom ons. Maar die manier hoe ons wel uitvind dat daar droogte is as die beeste gaan en hulle pluk die hele polgras met wortel en al uit, dan weet jy, dis droog, die grond is kurkdroog. So, ons sê nooit dankie, nee dankie vir 'n reentjie nie. Goed, maar in geval dit nou eenkant geskuif, ek het vanaand vir u 'n baie mooi komposisie, wat ek vir u wil aan voorstel. En dit is 'n kort werkie van Chopin. En hy het dit geskryf, sê hulle, in sy tienerjare. En as jy nou kyk na die opusnommer, die werknommer, dit is uit opus 7. Nou opus 7 is vroeg in sy loopbaan. So opus 7 nommer 1, dis die eerste komposisie in die opus 7 siklus. En nou die mazurka waarvan ek dan nou praat, die titel mazurka beteken doodgewoon, dit is 'n Poolse volksdans. En so Chopin, wat verskriklik lief was vir Pole, dis die land waar hy gebore is, dis die vaderland van sy ma, sy pa was 'n Fransman. En so, maar sy grootwordjare was in Pole. En so hy het geweldige inspirasie geput uit Poolse volksmusiek. Nou die mazurka kom uit die streek wat bekend staan as Mazovie. En dit het sekere karaktertrekke wat Chopin gebruik het in hierdie komposisie. Let wel, hy het geen melodie direk aangehaal uit die volksmusiek nie, maar hy gebruik sekere karaktertrekke. So, punt nommer 1, dit is in 3 slagmaat. 1, 2, 3, 1, 2, 3, maar daar is 'n verskil. Die tweede en die derde slag word op 'n onreëlmatige wyse bietjie meer, wil ek op sê, rondom mond gespeel. Dit is nie reëlmatig nie. So, okay, so ek hoop ek kan dit vir u demonstreer, maar goed, in die opname, maar luister maar of u dit kan hoor. En dan sê hulle vir ons wat die melodie aanbetref. Die melodie bestaan uit gepunteerde ritmes, daar's triole, dis nou natuurlik in hierdie stukkie is daar maar min, dit is nou nie oorvloediglik nie, maar goed, dit is daar. En natuurlik trillertjies. En natuurlik by dit om hierdie vrolike, huppelende karakter uit te beeld, dan sit Chopin ook nog klein versierende nootjies by, om vir u 'n idee te gee. Hy sal nou byvoorbeeld dit vat, en dan doen hy dit. Jy hoor, daar kom nou iets ekstra by. Okay, so, maar dan hierdie mazurka is 'n redelike bekende enetjie, en dit is natuurlik in die grootmensboek wat my pa vir my gegee, die heel eerste grootmensboek wat nie Unisa eksamensboeke was nie. Okay, so ek het hom nou besluit, dit is nou tyd dat ek bietjie hierdie mazurka aanleer. En ja, kom ons kyk wat word. En ook net so terloops, vir die van u wat dit dalk gemis het, Chopin het geleef in die eerste helfte van die 19de eeu. Met ander woorde, 1810 tot 1849. Kom ons luister, wat word.
So 'n maklike stukkie kan jou partykeer nogal om die bos lei. En daar's dikwels 'n bietjie meer moeilikhede ingebou in die musiek en as wat 'n mens somtyds wil ek amper sê voel. Jy voel partykeer, yes, ek kan hierdie stuk speel en dan skielik dan maak jy die een fout op die ander. So nou moet ek met die erken, dis my tweede poging. Ek het die vorige video afgevee. Maar goed, ek het dit nou gedoen en ek hoop jy kon iets hoor van die karaktertrekke wat ek vir u uitgelig het. Nou ja, wat ek volgende keer vir u sal aanbied, dit weet ek nie, maar ek kan vir u sê ek is besig om te werk aan 'n verskriklike mooi musiekstuk van Sibelius. Ook die Swaan. Maar in hierdie geval die Swaan van Tuonela is die stuk se naam. Maar ek weet nou nie wanneer ek dit sal aanbied, want daar's 'n paar moeilike deurtjies daarin. Maar goed, dit kom aan en op 'n goeie dag, dan gaan ek die dag verras. Maar ek hoop u het vanaand se Chopin aanbieding geniet en slaap lekker. Totsiens.